Daarom sê die Nuwe Testament ook, en ek gaan sommer so noem, julle sal kom en sê, Here, Here, in die naam het ek duiwels uitgedryf en siekes gesond gemaak. Hy sal sê, gaan weg jou vervloekte, ek ken jou nie. Hoekom? Want Here beteken Baal. Of skeer dit uit die Bybel uit. Moenie vir my kwaad wees nie. Ek sê vir jou wat die Bybel sê, dis al wat ek doen. Dis jy wat die probleem het. Dis jou kerk wat die probleem het. Nee, maar ons glo die pastoor, hy sal nie, maar hy kan nie eens Afrikaans lees nie, man. Glo die predikant. Weet jy daai ou, hy het 7 jaar op universiteit geleer. Sit, hy het niks van die Bybel gelees nie, weet nie. Want hy doop nog steeds kindertjies. As jy ten minste geweet dat 'n kind kan nie gedoop word nie, want 'n kind het nie sonde nie. 'n Kind word sondeloos gebore. O my, die sonde van die 3de en die 4de geslag. Die Bybel sê, van die wat my haat. Ouers wat hulle kinders doop is Christelike ouers, protestante ouers, katholieke ouers, charismatiese ouers, en so kan ons aanhaal. Verstaan? Hulle doop hulle kindertjies. So die sondes van die 3de en die 4de geslag, van die wat my haat. Ek noem net so een of twee goed met die verbygaan, wat nie lekker is nie. Ek weet baie mense hou nie van die goed nie. Weer sit die predikant 7 jaar op universiteit, dan kan hy dit eers raak lees nie. Hulle mis totaal waarvoor was 'n doop plaasgevind het. Heeltemal. Heeltemal. Hy sê, so moet julle vers 11 aan die vlees van julle vooruit besny word, en dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en julle. Hierdie moes 'n ewige verbond gewees het. Want hy het gesê, dit sal 'n ewige verbond hê. Vir altyd en altyd en altyd, maar Jahweh dit tot niet kom maak. Self. Weens die swakheid en die nutteloosheid. Ek dink nou, ek het die skrif nou by my, maar ek dink daaraan, hy sê, ek het nie meer behaag daaraan. Jahweh sê, ek het nie behaag daaraan dat julle in vleis besny word nie. Maar aan julle siele, aan julle sielsdimensies. Die Bybel sê aan julle harte, jy kan nie my hart besny nie, man. My hart is 'n pompie, stoot bloed. Hierdie sielsdimensie. Hier's waar die oorlog aangaan. Apostel Paulus kom en hy sê, ons worstelstryd nie teen vlees en bloed nie, maar die owerhede, die bose magte in die lig. Sit daar in die hemel waar hulle met mekaar beklei. Nee. Hier behaal jy die oorwinnings, hier verloor jy die stryd. So maklik soos dit. Kom ons kyk wat sê die woord. Jy moet aan die vlees van julle vooruit besny word. Nou, terwyl ek net so mee is, ek wil net 'n skrifgie ingooi. Galasië 3 vers 26 tot 29 sê dat ons weer in Jahweh beklees. Ons het hom aangetrek. Ons is in hom geonderdompel. Ons weer in Jahweh geonderdompel is, het ons met Jahweh beklee. Sê 'n kind wat geonderdompel is, nie? Hy verdrink. Ons weer in Jahweh geonderdompel is. Gaan kyk wat sê hy, Galasië 3, 26, 29. Het ons met Jahweh beklee. Ons het bruilofskleed aangetrek. Johannes 3 vers 1 tot 11. Gaan kyk sommer daar, gaan jy die goed als noem nie. Hy sê in Galasië 3, 26. Hy sê daar's nie Jood of Griek nie, vryman of slaaf nie, man en vrou nie. Maar as jy onderdompel is, het ons almal deel van die belofte geword. Jood en Griek, vryman en slaaf, man en vrou van die beloftes van Abraham. Lees wat staan daar in vers 29. So hoe word die vrou in die Nuwe Testament, wanneer die Ou Testament, wat gesê die vrou het geen reg op die verbond van Jahweh nie. Bring hy 'n nuwe verbond in die bloed van sy seun, wat nie met bokkies en lammetjies en duwe en stiere en red heifers en goed werk nie. Maar hy kom met die bloed van sy seun, wat my reinig van al my sondes en al my oortredinge. Hy sê, ek werk jou sonde so ver soos die ooste van die weste, en ek dink nooit daar weer aan nie. As jy tot bekering kom, vrou ook, dames ook, tot bekering kom jy geonderdompel word jy deel van die bruid, nie van die besnydes nie. Hy sê, ek nie behaag daaraan dat julle aan julle vlees besny word nie. Die 33 aan julle harte, julle sielsdimensies, want jy kan nie my hart besny nie. Want as Chris Barnard my hart uitgehaal het en van 'n ander ou gesit het, dan sy hart besny. Nee. Besnydenis deur die genade bloed van Jahweh.
julle moet aan die vlees besny wees, van julle voorhede besny word, en dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en julle. 'n seentjie van 8 dae, dan moet besny, hy sê, 'n seentjie van 8 dae, dan moet onder julle besny word. Julle moet hom besny op 8ste dag. Wat van die dogtertjies? Nee, los al dat sy verlore gaan, sy is nie belangrik nie. Regtig. Ek is so bly. Jahweh het vir ons elkeen genade gebring. Ons moet die vrou, die seentjies word besny, maar die vrouens bly buitekant die genade vir amper 4000 jaar. Wel 3000 jaar. Buitekant die genade. Die vrouens. Sonder hoop. Sonder hoop. Maar die seentjies. Die seentjie is onder die verbond, maar sy ma, wat aan hom geboorte gegee het, sy is verlore. Hoe klink dit? We sê vers 13, so moet dan my verbond, dis Jahweh se verbond, in julle vlees wees. Dit moet waar wees? Kom weer. Waar is die manlike verbond? In die vlees. Die geslagsdeel. As 'n ewige verbond. En dis hoekom hierdie vlees wees. Wanneer jy besny word as 'n seentjie, dan vloei daar bloed. Hierdie bloed, vlees wees besnydenis, sou oorspoel in die tyd van Moses, nadat Israel na 430 jaar uit ballingskap van Egipte na die beloofde land op pad toe is, sou dit deel word van 'n besnydenis. Hulle het die besnydenis gehad, maar van die verbond. Met ander woorde, die sondes, die vergifnis van die sondes sou kom deur die bloed van bokkies en lammetjies en duwe, en so kan ons aan.